Welkom by nog 'n episode van Flowering Almond. Vandag is die 19de boodskap van Desember uitdaging waar ons kyk na vroue van die Bybel. Vandag se vrou na wie ons kyk is Elisabeth. Nou Elisabeth is 'n verhaal en 'n persoon en 'n vrou wat so my hart roer. En veral in hierdie Kerstyd waarin ons ingaan, word ons baie gekonfronteer met Maria, met Elisabeth, met Anna, met al die vrouens wat rolspelers was. As mens so verder gaan en mens gaan na die kruisiging van Jesus toe, dan kyk ons weer na Martha, Maria. So daar's soveel rolspelers wat mense hart raak as vrou en ook as 'n mamma. Nou, die sleutelgedeelte vandag is in Lukas 1 en ons kyk gou-gou na Elisabeth se agtergrond. Lukas 1 vers 6 tot 7. Hulle was albei, dit is nou Elisabeth en Sagaria. Hulle was albei regverdig voor God en het onberispelik gelewe volgens al die gebooie en voorskrifte van die Here. Maar hulle het geen kind gehad nie. So Elisabeth en Sagaria, as mens na hulle kyk, hulle was getrou, hulle was godsvreesend en hulle was aktief diensbaar in die koninkryk en in die bediening. Maar daar was een ding, hulle was onvrugbaar. En dit is belangrik dat ons hieruit moet dadelik kan sien, regverdigheid en om diensbaar in die koninkryk te wees, beteken nie 'n maklike lewe nie. Dit is nie soos 'n waarborg wat jy daarvoor kry nie. Al doen jy alles reg, kan jy steeds met onvervulde drome sit. Soms voel mense en hulle dink dat as ek reg bid, as ek reg vas, ek moet net al hierdie dinge doen, my lewe skoon wees, my hart moet skoon wees, dan gaan alles nou vir my uitwerk, dan gaan die Here my gebede beantwoord en dan gaan dinge gebeur vir my. Maar Elisabeth se lewe wys vir ons dat selfs die regte dinge, dit is nie die waarborg dat dinge vir ons uitwerk nie. Ons hoef nie dinge te doen om God se arm te draai nie. Sagaria en Elisabeth het nie God gedien en onberispelik gelewe om God se arm te draai nie. Hulle het gedoen uit 'n pure liefde vir hom en vir sy koninkryk. So mag dit vir jou ook sommer net en vir my 'n herinnering wees. Baie keer is ons menslike natuur vol manipulasie en ons dink ons kan God manipuleer deur dinge anders te doen. Ek sal soveel keer vir mense sal sê, ja, maar hulle het nou hulle hele lewe reg gemaak, hulle doen die regte ding, hulle het alles wat verkeerd is uitgesny en dit gaan dinge werk nog steeds nie vir hulle uit nie. As my vraag gewoonlik, maar hoekom het jy jou lewe reg gekry met die Here? Hoekom volg jy hom? Was dit eintlik net sodat jy sy arm kan draai, sodat dinge vir jou anders uitwerk? Was dit uit 'n plek van dankbaarheid, want dis amazing grace, onverdiende genade om hom te kan ken. En dis iets wat Sagaria en Elisabeth geweet het. Hulle het die Torah gevolg, hulle het God gedien en hulle het uitgesien na die koms van die Messias. Hulle het daarin vasgehou in daai belofte. Daar was 'n lang wagtydperk, jare van stilte. Lukas 1 vers 7 sê, hulle was onvrugbaar en albei was op 'n gevorderde leeftyd. So die wagtyd was nie weke nie, dit was nie maande nie, dit was nie dae nie, dit was jare en jare. En in daardie tydperk en daardie kultuur was onvrugbaarheid 'n sosiale stigma wat dan aan jou geplak het. Mense het gefluister, hulle het vermoed dinge is nie lekker nie, hulle het geoordeel, almal wil weet wat is fout met jou, wat is fout met julle huwelik. So hoe hanteer jy die wagtydperk? Wanneer jy bid en niks verander nie? As mense hulle 'n antwoord kry, wanneer hulle bid vir 'n antwoord en jy kry nie, is dit baie keer hoor en dit is wonderlik wanneer dinge uitwerk en vir hulle goed uitwerk om te sê, maar die Here is goed vir ons, die Here seën ons, want hy is goed vir ons en hy seën ons. Maar sal daai selfde woorde uit hulle monde uitgekom het in die tydperk waar dinge dalk nie so maklik was nie? God breek die stilte vir Elisabeth en daar kom 'n belofte in Lukas 1 vers 13. Moenie bang wees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. Dis 'n gebed wat jare tevore gebid was. Maar God het dit nie vergeet nie. Hy vergeet nie. So God is nooit laat nie. Hy sinkroniseer nie goeders op ons Google kalender sodat vir ons inpas nie. En in vandag se dae
waar ons so op ons kalenders is en op ons fone is en alles met skedules sê, dan wil ons ergens in ons dagboek God inpas en sê nee, maar teen hierdie tydperk moet dit vir my uitwerk. Mens sal baie keer hoor die goue plan. So iemand sal byvoorbeeld sê nee, jy ontmoet iemand as jy op universiteit is en dan gaan jy vir 2 jaar uit, julle begin julleself te vestig in julle werk, dan is mens 'n jaar lank verloof en dan troue mens. En dan is jy so 2 jaar getroud, jy kry eers hondjies, dan jy kinders, dan jy net 2 kinders, hulle verskil 2 jaar uit mekaar uit. Jy het al daai gehoor nie, miskien lag jy dalk nou in jou mou, want miskien was jy een van daai beplanners gewees. Maar goed werk nie so op 'n Google kalender nie, en ek het in my eie lewe dit ook regtig agtergekom. Ek het ook gedink, dinge moet volgens 'n spesifieke plan werk. Maar die Here het my ook spesifiek rondom kinders en huwelik in 'n langer wagtydperk gesit. Dinge het nie presies, my prentjie het nie gelyk en my roeping het nie gelyk soos iemand anders se nie. En as gevolg van die feit dat ek bietjie moes wag, bietjie meer tyd het gebed moes spandeer, tyd moes woeker in die koninkryk, paar lesse moes leer, kon die Here my voorberei vir dit wat hy vir my gehad het, die unieke plan wat hy vir my gehad het. En daar het ek geleer dat my kalender en God se kalender lyk nie dieselfde nie. Ek het byvoorbeeld, ek het ook altyd geglo jy moet 'n paar jaar verloof wees en moet eers dood seker maak. En in my storie het ek en my man redelik vinnig getroud geraak nadat ons mekaar ontmoet het. Juist om my reinheid ook te beskerm, maar nie net vir dit nie. Daar was kinders gewees wat in die prentjie was. Kinders wat ek lief gekry het en wat ons nie wou seermaak en onder verwarring bring tussen hierdie nuwe mamma in hulle lewe nie. So, daar was 'n ander prentjie vir my gewees. My Google kalender het glad nie gelyk soos die normale American Dream kalender nie, maar God was in dit. So Elisabeth ontvang nie net toe 'n kind nie. Dit is wat hulle voorgebid het, is vir 'n kind. Sy ontvang 'n roeping. Johannes die doper, wat die voorloper van Jesus Christus sou wees, is haar kind. Daar was 'n rede hoekom hulle moes wag. Daar was 'n rede hoekom hulle nie vroeër kinders moes hê nie, hoekom hulle onberispelik moes lewe, 'n rein lewe moes hê, want uit hulle haar moederskoot uit Elisabeth se moederskoot uit, het Johannes die doper voortgekom. Johannes die doper sou nie 'n maklike pad gehad het nie, daar was voorskrifte rondom hom gewees. Hy was geroep as die profeet wat die koms van Jesus Christus sou aankondig. Hy was geroep as die profeet wat Jesus sou doop. En sy was in die bevoorregte posisie om die moeder te wees van hierdie godsman. Die Here het die voorbereidingswerk in haar kom doen, in daai wagtydperk. Het hy iets dieps laat gebeur, sodat sy dit kon inplant in Johannes wat nodig was, as 'n jong seentjie. Hoe sou hom moes leer, hoe sou hom moes beskerm, hoe sou hom anders moes grootmaak as die res van die kinders. Hy moes ander tipe van kosse eet, daar was ander reëls en regulasies vir hom gewees om hom te beskerm. En sy as mamma was geroep daarvoor. As 'n jong mamma, sou sy dalk nie die perfekte kandidaat gewees het nie, die tydperk sou nie reg gewees het nie. Maar God het in haar 'n karakter gesien, wat hy wou gehad het in die moeder van Johannes. So as ons so kyk, Lukas 1 vers 25 sê, so die Here met my gehandel, hy het my smaad onder die mense weggeneem. Elisabeth in haar geloof erken God se hand, en ons sien hier so Elisabeth se hart. Sy neem nie self die eer nie, sy erken dat dit God se werk is. Ware geloof sê, Here, selfs al verstaan ek nie die wagtydperk nie, erken ek u hand en weet ek u is besig in my lewe. Selfs ek verstaan ek nie hoekom dinge nie vir my lyk soos vir ander nie. Hoekom ander se lewens dalk so perfek lyk en myne nie, vertrou ek u. En dan kyk ons na Elisabeth en Maria, die geestelike onderskeiding wat oor Elisabeth gerus het. Lukas 1 vers 41. Toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kind in haar skoot opgespring. Elisabeth herken die werk van God in iemand anders. In haar niggie, herken sy my God is hierso besig om te werk, in haar niggie, hier's 'n wonderwerk wat besig is om te gebeur.
En in daai oomblik wat sy het herken, word sy vervul met die Heilige Gees. Toe sy met haar moederskoot in aanraking kom met Maria wat Jesus Christus binne in haar moederskoot het, word sy vervul met die Heilige Gees en spring Johannes in haar maag. Sy seën toe vir Maria. Sy beny haar nie. Want in haar hart moes sy geweet het, maar hierso kom die Messias, hier kom iets groots, hier kom iets amazing. Want God het hierso 'n roeping en 'n amazing ding vir my openbaar, vir ons openbaar. Ons seun se naam moet Johannes wees, nie Sagaria nie. Hy gaan die voorloper wees vir die Messias wat kom. Sy vat nie dit wat sy gekry het en sy dink maar dit is nou die belangrikste en toe sy agterkom iemand anders het iets spesiaals. Is sy nie die een wat dan nou jaloers raak nie? Nee, sy seun van Maria. Kan jy God se werk in ander raak sien, selfs terwyl jy nog moet wag? Of is jy omdat jy moet wag, depressief en hartseer en afsydig teenoor mense wat God se beloftes in vervulling sien kom? Of kan jy God se werk loof en prys in hulle lewens? Die boodskap van vandag uit Elisabeth se lewe leer vir ons God se beloftes kom nie met 'n vervaldatum nie. En wanneer ons bid en vertrou vir 'n belofte, dan is daar nie 'n datum soos op ons menslike Google kalenders nie. God sinkroniseer nie met ons kalender nie. Hy het sy eie tyd. Jou ouderdom, jou verlede of jou wagtydperk diskwalifiseer jou nie. En wat onmoontlik lyk vir mense is moontlik by God. Lukas 1:37, want by God is niks onmoontlik nie. Miskien voel jy vandag soos Elisabeth, jy het te lank gewag, jy het stil geword, jy het selfs opgehou hoop. Maar hierdie boodskap sê, God onthou jou, God sien jou en God se belofte staan vas.